welkom hier in ons midde vanmôre. Here, ons stel ons harte oop vanmôre en ek wil vra, Vader, dat U van sitplek na sitplek sal beweeg. U met die Heilige Gees wind, elkeen sal aanraak vanmôre. Here, die mense ingestap wat kan sê, come Holy Spirit, I need Thee. Here, ek staan vanmôre voor U en ek sê, Here, ek het U nodig. Without You, I am nothing. Here, kom berei ons harte voor. Heilige Gees beweeg, soos wat U wil beweeg vanmôre. Vader, ek bid dat U my sal salf vanmôre, Here, dat die woorde uit my mond met God geïnspireerd sal wees, Here, dat ek sal praat wat U sê praat, en nie uit my eie uit nie, Vader, alles om U. Jesus, be the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my family. Jesus, be the center of this church. Jesus, be the center of this town. Here, wees die center van hierdie streek, van hierdie provinsie in die naam van Jesus. Jesus, Jesus, die naam bo alle name. There is no greater name than the name of Jesus. When the name of Jesus is mentioned, the Holy Spirit shows up. When the name of Jesus is mentioned, miracles happen. Vader, seën ons vanmôre. Meeste van alles. Here, ons aanbid U, ons gee U die lof, die eer, die aanbidding wat U toekom. Here, dankie dat ons kan vrylik sê, Jesus is die koning van die konings. Dankie dat ons vrylik vanmôre kan sê, dat ons as kinders van God, sonder om bang te wees, die storm mense in en skiet almal dood. Here, dankie vir die voorreg wat ons het, wat ons nie elke dag raak sien nie. Come, Holy Spirit, we need Thee. Come, sweet Spirit, I pray. Thank you, Jesus. Thank you for the blood of Jesus that washes our clean, washes our sins away. Here, dankie dat niemand 'n vinger na ons kan wys nie, want ons is duur gekoop deur die bloed van Jesus. Ek glo nog aan die krag van die bloed van Jesus. Here, kom seën ons. Kom raak ons aan. Kom heel ons harte in die magtige naam van Jesus. Amen. Want ek gaan sommer dadelik wegval met die woord en ek doen dit in Afrikaans vanoggend. Pastor Jaco van Loftal sê Afrikaans is die hemelse taal. So die van julle wat nie Afrikaans praat nie, weet vinnig Afrikaans leer, want dit is die taal wat ons gaan praat. So die van u wat u Bybels gebring het vanmôre kan oopslaan in Johannes. En ons gaan daar lees en as ek nou met die jong mense gepraat het, gaan ek sê daar was 'n dude wat die woord van praat daar, maar ek sal net môre maar mooi praat en sê, daar was 'n man gewees wat regtig, en ek dink die woord wat ek gaan bring oor Lazarus vanmôre, gaan anders te wees. Kyk, ek sien mos 'n ding anderste as ander mense, so ek weet sommer, dit gaan 'n ander woord wees wat ek weet die Here in u harte gaan losmaak. So vers 38 sê, en Jesus het weer in homself geweldig bewogen word en by die graf gekom. En hy praat nou daarvan toe Lazarus nou al oorlede is en hy is toe al 4 dae al in die graf. En dit was 'n spilonk en 'n steen het daarteen gelê. Jesus sê, neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood. Nou as ek nou dit in ons taal kan doen, imagine net vis wat 4 dae buite lê, wat dit gaan wees. So dit is nou ek dink dit is die reuk wat sy van verwys het daar. En Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Hulle neem toe die
die weg waar die oorledene lê en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het en ek het geweet dat U my altyd verhoor, maar ter wille van die skare wat rondom staan het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, my paperclip is nie reg. Nadat hy dit gesê het, het hy in 'n groot stem, nou ek dink nie dit was so 'n Lazarus om uit te, ek dink eerder dit was 'n skree, want hy praat daarvan 'n skare, dat hy geskree het met 'n groot stem roep, Lazarus kom uit, en die oorledene het uitgekom aan hande en voete met grafdoeke gebind en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. En baie van die Jode wat na Maria gekom het en aanskouers was wat gehoor het wat Jesus gedoen het en hulle het in hom geglo. So nou vanmôre is Lazarus waar ek my fokuspunt nie op hom as mens nie, maar aan dit wat gebeur het met Lazarus. En ek dink dit is 'n ongelooflike verhaal wat hier vertel word. Dit is nie net 'n storie van 'n storie van 'n storie van 'n storie wat miskien waar is nie. Dit is die waarheid. Dit staan in die woord. En ek wil 4 beginsels uit dit uithaal vanmôre. En terwyl ek besig was hierdie week om te werk aan dit, nou as ek begin werk en enige prediker, as jy begin werk aan jou boodskap, dan werk jy aan jouself. En ek het soveel keer het ek opgestaan, ek het afgeloop in die trappe en ek gedink, ek kan nie dit sê nie. En ek moes dinge self uitwerk in my eie lewe. En dit was vir my soos terwyl ek deur hierdie Lazarus storie lees, die laaste gedeelte, is dit vir my amper so wow, 'n light bulb moment. En dit gebeur 1 keer of 2 keer op 'n dag by my. So ek wil vandag graag my light bulb moments met u deel. En dit is 4 woorde wat soveel krag dra. 4 woorde wat vir verskillende mense verskillende goed gaan beteken en gaan uitstal. So my eerste woord is verwyder. So die Engels sê mooi remove. So ek het vanmôre julle hulp nodig dat ek net weet julle is hier want dit is so stil soos muise vanoggend. So die eerste woord is verwyder. Kom ons sê verwyder. Dit klink okay, maar kom ons sê dit met 'n bietjie meer entoesiasme. Verwyder. So nou terwyl ek sê entoesiasme, was dit vir my baie interessant geweest. Een van hierdie predikers op die TV wat hy nou regtig 'n boodskap gebring en hy's 'n Griek. So hy sê entoesiasme in Grieks is entheos. So met energie en entoesiasme, wanneer ek van Jesus praat, is daar energie, daar's entoesiasme in my, want ek kan nie van God praat sonder om entoesiasties te wees. Soos daai Griekse woord entheos beteken in God. So entoesiasme beteken eintlik in God. So as jy opgewonde raak, moenie soos in wees soos die mense toe Maria instap en haar hare losmaak wat sê, kyk wat het sy gedoen nie. Wees een van daai mense wat God met ywer, God met energie van Jesus praat met entoesiasme, want hoe kan ons die verteenwoordiger wees van Jesus as ons lyk asof die dood net ons voorstel gekom het. Here help ons. As jy in ek vat 'n voorbeeld, as jy in Spar se queue staan of in OK se queue, ek weet nie wat jy is gewoond die langste nie. En jy het daai swaar belas vermoeide siel uitdrukking op jou gesig sodat die mense wat agter jou staan en voor jou staan, nie eers hoef te luister wat jou klaaglied is nie, maar sommer op jou gesig sien wat dit is. Dink jy nie dit is tyd om daai entoesiasme in te kry en sommer met die ou voor jou te praat en of agter jou te praat, kry daai boldness. Want as u nie gaan opstaan vir die naam van Jesus nie, dan gaan die klippe uitroep. Ons hoor gisteraand was dit die Polgaanse wat daar oorkom en hulle soos 'n raas en ek sê vir my, hoor hoe prys hulle die Here.
So die eerste woord is remove. So van kleins af was ek baie gelukkig geweest om te kan sien die wonderwerke wat God gedoen het. Om te beleef die miracles van siekes wat uit siekbeddens opstaan. Mense wat se voete ongelyk was, wat se voete uitgegroei het. Dit is nie van toe daar wat van toepassing was van 20, 30 jaar terug nie. Dis dieselfde God. So die wonderwerke wat ek met my eie oë gesien het, laat my glo in God, in Jesus. So ek dink net dat as Jesus wou, dan sou hy gesê het, klip, rol weg. Immediately sou daai klip gegaan het en hy sou begin rol het. Hy sal soos in al begin wegrol het op 'n woord wat Jesus gespreek het. Maar want Jesus sê tog, as jy geloof het, soos 'n mosterdsaad, dan sê vir hierdie berg, lig jouself op en werp jou in die see. En terwyl ek praat van dit, ons moet as kinders van God moet begin wakker word. Ons moet begin opstaan in dit wat God vir ons gegee het, die krag, die enthousiasme wat ons gekry het, om vir ons werke wat in ons pad staan, te sê move. Dankie. Lapasai, move. Shambisa. Nadosikine Sambisa, move. Mama, gaan weg. Ek kan nie die ander woord sê nie. Maar hy wou iemand hê. Iemand anders moes die klip wegrol. Jy sien, dit is die onsin ding van Jesus. Dat hy wil hê dat sy volgelinge, sy kinders, almal moet saamwerk. Is dit nie amazing nie? Ja, sy almal net saamwerk. Maar in elk geval, so toe my boetie dogtertjie so groot was en net begin praat het en hoor kon sy praat. Daar was, ek dink sy tot in haar slaap gepraat en ek dink nie sy aard na my of na my ma se familie nie, want ons is maar mense wat min praat, min woorde het. Maar oh my goodness, my boetie was talkative gewees, hoor. So ek maak die fout om te sê ek gaan net gou vinnig my kar was. En die volgende oomblik is dit soos blits. Staan hierdie donker koppie, krulkoppie, donker oë by my en sê, Ann, kan ek saam met jou kar was? En in my hart dink ek, Here nee. 'n Kar was is nie vir so 'n kleintjie om te was nie. En daai opgewondenheid dat ek soos in sê, ja, natuurlik, kom ek gaan haal vir jou, kom ons gaan haal vir jou 'n emmer, ouma bring die lap, ouma bring die seep. En sy is so opgewonde en ek dink, okay, die beste wat ek vir haar kan gee om te doen is om die grond te was, want dit is altyd die nie lekker gedeelte om te was van 'n voertuig nie en dit vat die langste. So ek gaan vir haar sê, okay, weet jy wat, staan jy nou net hier met jou lappie en dan was jy die grill daar vir Ann en jy kan die liggies ook vir my mooi was. So ek begin in die agterkant en ek dink, by die tyd wat ek voorkom, dan gaan sy moeg wees en dan gaan sy in die huis gaan, dan kan ek ons nou oorwas wat sy gewas het. So elke minuut dan sê sy, Ann, kom kyk, ek het dit gewas, hier is 'n dingetjie wat afgekom het. En dan as ek om my draai kom, dan dink ek, Here, help my. Ek wonder of sy gaan gou moeg raak. En sy was, maar dan sien ek die opgewondenheid, die joy in daai kind se gesig, wat dan sê, weet jy wat, dit is awesome, jy doen 'n goeie werk, ek is so trots op jou. Maar in my hart is dit soos 'n ma, kom uit, kom haal haar asseblief. En dit is baie keer. Soms is ons ook so met God. Jy weet, die Here gebruik ons ook. Maar soms doen ons ook nie sommer 'n goeie job van wat hy vir ons 'n instruksie gegee het om te doen. Jy weet dat baie keer dink jy, my omstandighede, maar sal as julle maar net weet, my omstandighede, ek het soveel probleme, ek gaan deur moeilike omstandighede, maar het jy ooit al gedink dit is nie u werk om die mense om op te wek nie, dit is God se werk om die klip, ons rol die klip weg, maar God is die een wat die mense oprig, opwek van jou dooie situasie af. Ek dink nie, u grasp dit volgens nie.
Ja, ek dink nie. Dit is soos in ons wil partykeer gaan en ons dink die swaar belas vermoeide siel wat ek met die dooie opwek. Dit is nie ons werk om op te wek nie, dit is God se werk om ons op te wek, om ons op te rig in die naam van Jesus. So ek wonder maar net, per toeval, is daar iets in jou lewe, in my lewe, wat verwyder moet word, sodat ons nader aan Jesus kan kom. Gewoonlik is dit 'n vraag wat ons altyd vermy, want ons is te bang om daar te gaan. Ek wil altyd weet, waar is daar? Want niemand kan sê, waar is daar nie. Ek is daar vir jou, waar is daar? Maar ons wil altyd die vraag net vermy, wat is in my lewe, wat verwyder moet word, sodat ek nader aan Jesus, nader aan die Here kan beweeg? Is dit miskien unforgiven, hurt? Is dit onvergewingsgesindheid? 50 jaar terug het iemand my te nagekom en ek het dit nog steeds 'n building block wat verwyder moet word. Is dit een of ander geit wat onnodig is in ons lewe? Is dit 'n ongesonde gewoonte wat die klipblok wat moet verwyder word? Die klip moes weggerol word. Die verantwoordelikheid was op Martha. En so waar as vraggies het Martha 'n beswaar, 'n objection gehad. Sy sê, o nee Here, ons kan nie die klip wegrol vanmôre nie, want daar gaan 'n stand wees. Is dit nie hoe ons is nie? Hoe kan jy vir Jesus, die seun van die lewende God, kom vertel en raad gee? Dis mos nie hoe dit werk nie, maar dan sit ons hier en dit is like 'n bang in your face. En dit slaan ons tussen die oor, dat ons dink, dat hoeveel maal gaan ons en ons sê, maar Here, kom ek gee vir u raad. Here, ek dink nie, dit is ek dink nie, dink nou mooi nie. Maar ons oordeel Martha, wat sê, Here, daar gaan 'n standjie wees. Soms kan ons ook nie die klippe beweeg wat ons eie lewe, juis omdat daar miskien 'n reuk agter dit is nie. Soms wil ons nie die klip wegrol nie. Ons wil hê dat ander mense moet agterkom wat ons daar agter die klip wegsteek nie. So laat ons die klip vanmôre wegrol, want die miracle van jou kan agter daai klip wees. Laat ons die klip voor daai gespilonk wegrol, want jou deurbraak wat daar staan en wag vir jou. Rol die klip weg, move the stone. Ek het volgens 2 stene hier en ek kon dit optel, die Dirkie het ons props leier, het vanoggend my klippe hiervan gehad, maar as jy kom, en ek kon nie 'n groot genoeg klip kry om weg te rol vanoggend nie, maar hierdie is redelik sterk om te val. Rol jou klip weg. Dit wat voor jou staan, rol dit weg vanmôre. Vers 40 sê, Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien. Wil jy vanmôre die heerlikheid van God sien? Wil jy dan vat vanmôre die boldness en rol daai klip weg? As jy die heerlikheid van God wil sien, en regtig wil sien, remove the stone. Die blokkasie wat daar is tussen U en Here, rol vanmôre daai klip weg. Rol dit weg, sodat jy nader aan Jesus kan kom. Ek wil die glorie van God sien, en ek wil aanhou daarvan vra, om te sê, Here, as daar 'n klip in my lewe is, help my, rol dit weg. Ek staan nie almal, ek sê nie wat ek doen nie, maar my gebed is soos wat Dawid gebid het, is create in me a clean heart, O Lord. Ek wil 'n kanaal vir Jesus wees, wat vrylik met die Heilige Gees, vrylik deur my kan vloei, en ek weet vanmôre, dat elkeen van u wat vanmôre hier staan, wil dieselfde begeerte, ek bid dat dieselfde begeerte in u opgewek word, om te sê, create in me a clean heart, O Lord. Rol daai klip weg. So my eerste woord was verwyder. So net om seker te maak, jy is nog hier,
My tweede woord is reageer. So kom ons reageer vanmôre. Wat is die tweede woord? Vers 43 sê, en nadat hy dit gesê het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus kom uit. En ek love dit. In 'n restaurant met my nog sê jy en sagter. En ek kom nie agter nie dat ek hard praat nie. So ek het nie eintlik die mikrofoon nodig vanoggend nie, Karel. Ek kan dit doen sonder 'n mikrofoon. Die engel sê so mooi, in a loud voice, Jesus said, Lazarus, come out. Hy het nie met respek gesê, Lazarus kom uit. Dit sou gewerk het, van net 'n whisper van Jesus, van dit werk. Maar met 'n loud voice, sodat die skare wat rondom gestaan het, almal kon hoor dat hy sê, Lazarus kom uit. Dat niemand agter in die agterkant moet staan en sê, wat het nou gebeur, of wat het hy gesê nie. En baie keer hoor ek ook nie so goed nie, selective hearing noem hulle dit, veral as my ma praat baie keer, maar hy het met 'n loud voice gesê, Lazarus kom uit. So net soos wat ek gesê het, dat ek het al baie wonderwerke beleef, gesien. Ek was al in baie dienste van Benny miracle dienste waar mense soos hulle krikke weggooi, mense hulle rolstoele weggooi, en ek is seker dis mense wat kan getuig daarvan. Kan ek net weer sê dat ek weet wat die krag van Jesus inhou. So net met 'n spreek van die woord kan die vyand nie anderste as om te vlug nie. So die oomblik wat jy die naam van Jesus spreek, dan vlug die duiwel, dan vlug sy demone, sy helpers. En ek kan nou nie 'n ander naam sê wat ek gewoonlik vir hulle sê nie, maar ek sê dit is Jesus. So naam is Jesus is the name above all names. Tannie Adrie sal ken daai koortjie wat sê in the name of Jesus. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. Ja, ek onthou dit nog uit, toe ek so was. Mense, ek sê vir julle, daar's 'n goeie ding, is 'n goeie ding dat Jesus nie net gesê het, kom uit! Nee. Weet julle, die chaos, die chaos wat daar sal gewees het, want as hy gesê het, kom uit, dan het al die graf toe opgegaan, en al mense het uitgekom, maar Jesus was spesifiek, dit was die een man, sy oomblik gewees, en toe hy sê, Lazarus, kom uit, en ek wil vir jy sê, die Here ken jou naam, al dink jy nie meer so nie, voordat jy gebore was, het die Here al jou naam geken, voor die grondlegging, so miskien sit jy vanmôre hier en sê, ag, die het al jare terug, my naam vergeet, hy vergeet nie, so hy was spesifiek om te sê, Lazarus, dis jou oomblik, kom uit, hy was dood vir 'n paar dae al, en die oomblik toe Jesus sê, Lazarus, kom uit, boem, 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 begin 'n hartklop. En ek hoop ek sien die prentjie wat in my kop is, want ewe skielik sien ek hierdie hart begin klop, en hier van julle wat mediese kenners is, Lukina, wat mediese kenners is, die oomblik wat jy oorlede is, begin jou bloed stol, en die oomblik toe Jesus sê, Lazarus, kom uit, dis nie 'n dooie man wat daar uitgekom het nie, sy hart het ewe skielik begin klop, ewe skielik is daar bloedsvloei wat deur sy liggaam begin gaan het, ewe skielik is daar 'n breinfunksie wat geaktiveer geword het. Ek is dit is nou die in 3 vers 4 wat sê, dat ek is seker, hy pins en needles gehad. Dit was nie 'n maklike oomblik van Lazarus kom uit nie. Ek dink dit was 'n pynvolle oomblik, want die oomblik wat die bloedvloei begin
sirkuleer, die hart klop, die brein begin besef, hoor jy het nou vir 'n paar oomblikke nie meer daar gewees nie, en jy weet as jy nie lekker sit op die bank nie, en jy staan op en die trap, en dit is daar pins en needles, dit is soos 'n ouch, en jy hou vas aan iets, en hier kom die man, en dit is soos asof oral seer is, en hy staan op om te kan beweeg. Die proses is ek oortuig as nie maklik nie. Baie keer as ons die klip wegrol, is die proses nie 'n maklike proses nie. Dis moontlik 'n seer proses. Sy bloed was gestol, so dit was nie 'n lekker proses vir Lazarus om uiteindelik te kan uit die graf loop nie, maar ek dink dit was 'n hele oomblik voordat hy daar gekom het. Ek is oortuig daarvan dat hy vrieskoud was, want as jy my ma het al die getuienis gegee van waar sy gesterf het en daai koue wat opkom in jou liggaam en ek dink die oomblik toe sy hart begin klop, moes sy hart vinniger werk om net daai liggaam wat so styf is, so koud was, weer die bloedsvloei deur te kry. Sy brein registreer, wow! Iewers is iemand besig om te praat van my. Iemand is besig om my te roep. Wat? Was ek dood? Dis sommer dadelik kan ek op die gesigte sien, dat hier sit en dink, hoekom het Jesus nie net vir iemand gestuur om vir hom 'n bietjie warm water te vat, of 'n koppie tee te vat, as ons koud is, kan ons dadelik, ons drink gou ietsie net om ons liggaam warm te maak, en ek sê dit in respek, hoekom het Jesus nie gesê, ouens gaan in, en gaan help hom nie. Maar jy sien, sommige mense is altyd op die wag. Hulle wag dat iemand hulle moet kom help. Maar Jesus sê vanmôre, kom uit. Dis jou verantwoordelikheid om uit te kom. Ek kan jou help om my klip weg te rol, maar jy moet die aksie doen. Soms moet ons self besluit, ons gaan nou so opstaan, I'm gonna get out. Jy moet opstaan, get up and get out. Lazarus moes self opstaan. En onthou, dit was nie net van opstaan en loop nie. Hy was toegedraai in boeke. En dit is nie maar net soos die prentjies wat ons sien van 'n lappietjie wat hier waai en hier swaai. Hulle was toegedraai soos bandages. Hy het gesukkel om te sien, en ek is seker, hy het seker sy arms soos in eerste gevat en net sy neus 'n bietjie oopgemaak. Hy het gesukkel om sy arms beweeg, want hy is soos 'n mammie toegedraai gewees. Hy kon nie maklik loop nie, hy kon nie maklik sien nie, hy kon nie maklik vat nie, en sy liggaam was seer, en toe hy nou soos moet begin loop, is hierdie lappe in sy pad. En hy was honger. Het God jou al gevra om iets te doen wat jy nog nie gedoen het nie? Dalk is dit soos in 10 jaar terug, dalk is dit soos in gister, waar die Here vir jou 'n opdrag gegee het om te gaan doen, maar jy het nog nie gedoen nie. So daar is gereeld mense wat na ons toe kom en sê, pastoor, ek het gebed nodig. Nou ek is nie bang om te bid nie. As iemand vir my waar ewe vra, dan vir ons bid nie, ek is altyd reg om te bid. Ek love dit om te bid. Seker om dit love om te praat. En dan sê hulle, want bid saam, want ek staan by 'n kruispad. En ek weet nie watter kant toe om te gaan nie, en ek het die Here se raad nodig. Dan wil ek amper sê, het die Here al vir jou gevra om iets te doen, en jy het dit nog nie gedoen nie. So dan staan jy by 'n kruispad en dan wil jy weer kom en vra vir instruksie, maar jy het nog nie die ander instruksie uitgevoer nie. En gewoonlik as ek soos in vra, is daar iets wat jy 'n opdrag gekry het wat jy nog nie gedoen het, en 9 uit die 10 keer uit, dan sê die persoon ja. En dan wil ek amper soos net my hande in die lug opstaan, gooi en omdraai en wegloop, maar ek kan dit mos nou nie doen nie. Of hulle sê, ek weet nie, dit beteken ja, net so baie hoor. So as jy nog nie gedoen het wat Jesus jou gevra het om te doen nie, hoekom vra jy vir verdere direction, vir verdere instruksie? As jy met respek gesê het,
gedink of gehoop het, die Here het vergeet wat hy jou 10 jaar terug gevra het om te doen. Ek is seker hy vergeet daarvan, want ons as mense vergeet ons maklik. Nee, en 1000 maal nee. God vergeet nie. As die Here jou gesê het om iets te doen, het hy gesê, doen my instruksie. As jy dit nog nie gedoen het nie, hoekom vra jy vir meer instruksie? It's just a thought. Vat dit huis toe en gaan dink daaroor. So, 'n goeie vriend van my vertel vir my, een oggend sit ek by die kerk en ek is amper klaar. En hulle pastoor, terwyl die aankondigings gebeur, staan hulle pastoor op. En die pastoor sê, mense, ek is desperaat. Ek het julle hulp nodig vanmôre en dit is regtig waar iets wat 'n dringendheid wat op my hart lê. Ons het hulp nodig by die kinderkerk, by die babas, by die parkering, by die sekuriteit, by die koffie. En hulle noem dit op, ons is desperaat vir meer mense om betrokke te raak, om hulle hand op te steek en te sê, hier is ek, gebruik my. So hy vertel dat hy sit in die gemeente en dadelik dink hy by homself, ek kan dit nie glo nie. Regtig is ons nie 'n passievolle Jesus gemeente en ons is veronderstel om mense te wees wat betrokke is nie. Ek kan dit nie verstaan dat mense so net sit soos poppe en maak asof hulle nie die woord hoor nie. En hy sit en daar en ewe skielik bam, slaan dit hom en hy kry 'n oortuiging. Hy sê dit was ongelooflik, dit was amper soos 'n burden wat in sy hart was en dit is soos wat die Engelse mense sê, it's a quiver in my liver. So hy draai om na die ou agter hom toe en hy soos en met hy dink toe in sy mind, die Heilige Gees praat met hom, maar ek was net in die pad gewees. So dadelik draai hy om na die ou agter hom toe en hy maak soos en sê vir hom, hoorie so, ek dink hulle praat met jou, steek op jou hand en alles. En hy sê toe hy nou terugdraai, is dit soos iets wat hom pla, iets wat hom heeltyd hand en hy kan nie fokus op die projek nie. Dit is soos en dan sit hy op hierdie kant, dan sit hy op daai kant, dit is asof hy kan opstaan en uitloop. En toe die diens eindig, draai sy vrou na hom en sy sê vir hom, wat is fout met jou? En hy dink, yes, finally, ek kan dit uitkry. En hy sê vir haar, ek dink dat die Here wil ons twee hê om die koffiestasie te beman. Needless to say, en ek is nou jammer dat ek nou sê, sy sê vir hom, dink jy ek is stupid? Die Here het met jou gepraat, nie met my nie, moenie my indruk in hierdie sake in nie. En hy sê, maar onthou, ons is een. So as die Here met my gepraat het, dan sluit dit vir jou in. So hulle besluit, hulle gaan nou na die, maar hy is ook 'n predikant, en na diens besluit, hulle gaan hulle na die vrou toe gaan, en hulle gaan hulle naam opskryf, want ek het so regtig dat ek sulke borde daar buite daar gehad, van waar skakel jy in, en hulle gaan na haar toe en hulle sê, ons is hier om aan te meld, of vir die koffiestasie, en die vrou lag en sy sê vir my, wanneer wil jy dit doen, want jy is nooit in die kerk nie. Hy sê, dis nie waar nie, 3 naweke bedien ek by verskillende gemeentes, so ek is 1 naweek is ek in die kerk. So ons wil graag, daai naweek wil ons graag, soos in die koffie doen, so sy weerkom, en hulle beurt nou kom, toe hou hy nou nie van die koffie nie, en hy dink die koekies smaak nie lekker nie, en hy sê, daar is hier so vette nie, en in plaas van dat hy gaan begin mou, en vir ander mense gaan vertel, ek het baie sleg koffie probeer, ek het soos gehoor van dit, ek het gehoor van dat, toe sy tweede beurt kom, toe hulle vroeg die oggend daar, hy het soos 'n vars koffie gebring, hy het fantastiese koekies gebring, en hy begin serve, en hulle begin om te invest in hulle verantwoordelikheid waar hulle hand opgesteek het, om te sê, hier is ek wil dit doen, al is dit 1 keer in 'n maand, begin hulle invest in dit. Hulle begin hulle koffie hanteer asof dit hulle besigheid is, asof dit hulle plek is. So nou weet ek ook die vraagteken maar daar is, wat is jou punt hier? Kom tot die punt. So luister mooi. Ek wil u bemoedig. When God says go, go.
as God vir jou sê om iets te doen, doen dit. Moenie na die een agter jou kyk nie, moenie vingers wys na die een agter jou nie. Staan op soos Nike sê, just do it. Maak nou dadelik die keuse. Maak die keuse terwyl jy hier sit, om te sê, ja Here, ek sal dit doen, ek gaan dit doen, en ek weet, dat daar is mense wat nou gaan opstaan, om gehoorsaam te wees. So my eerste woord as verwyder, toe het ons nou gereageer. Die derde woord is release, vrylating. Die Engelse sê so mooi, take off the grave clothes and let him go. So die vers 44 sê, en die oorledene het uitgekom aan die hande en voete met grafdoeke gebind en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Hier is dit weer, waar Jesus ander mense roep om hom te kom help. So, eers het Jesus iemand geroep om die klip weg te rol en die werk wat binne moes plaasvind, daai healing proses, was jou eie healing proses. En toe jy uitkom, toe stuur mense weer vir Jesus neer vir weer mense om jou te help, om completely die toegebandagede af te haal, af te ruk. En wanneer jy so toegedraai is, en jy kan beweeg of praat, of jou hande kan gebruik nie, dan sê ons release him and free him. Jesus Christus maak ons vry. Hy maak ons vry van al ons wat ons mee vasgebind is. Baie mense, baie kinders van die Here het al 'n ontmoeting met die Here gehad, maar hulle staan nog steeds met hulle grafklere aan. Ek praat nie van rouklere nie, dit is heeltemal iets anderste as jou grafklere. Jy staan nog toegebind met daai bandages. Al het jy 'n ontmoeting met Jesus gehad, het jy nog nie daai bande wat om jou is, wat jou vashou, afgeruk nie. En ek wil vir u vra in die naam van die Here vanmôre, staan op. Raak ontslaaf van jou grafklere. Staan op, sodat jy nie meer hoef verlang te wees in jou geestelike lewe nie, maar dat jy kan sê, I am free from the sins. Come on. U weet dat daar is soms 'n tyd wat jy dan goed moet laat afruk van jou af. Dit wat jou vashou, dit wat in die verlede gebeur het, wat nog wil genurture word, ruk dit af vanmôre, rol daai klip weg. Staan op met bultes en sê, genoeg is genoeg. Ek het 'n verskriklike fyn lees. Ek ryk baie vinnig, nie net kos nie, maar alles rondom my. En ek kan vir u sê, ek kan tussen mense loop, en ek kan ryk, daar is nog kinders van die Here, wat grafklere aan het, want ek kan hoor wat jy sê, en ek kan sien hoe jy loop, en ek kan sien waar jy loop. So kom vanmôre, staan op vanuit boldness, en ruk daai grafklere af. Staan op en kom uit. Maar jy moet vrykom. Wat ook al dit is, maak vandag die keuse om vry te kom, om jou grafklere, wat jou verhoed, om jou doel, jou purpose in God te bereik, om dit te bereik, haal dit af, kom vry van dit. Moenie toelaat dat enige iets in die pad staan om die Here te dien nie. So die eerste woord was verwyder, tweede woord was reageer, derde woord is vrymaking, die vierde woord, die Engels sê so mooi, reveal, openbaar. So vers 45 sê, en baie van die Jode wat na Maria gekom het en aanskouers was van wat Jesus gedoen het in hom geglo. Ek is oortuig dat u wat hier sit, ek geloof in Jesus. En veral as u aanskou het die wonderwerke wat Jesus kan doen. So ons openbaar wat God vir ons gedoen het. So as God jou vrygemaak het, is dit 'n openbaring
om vir ander mense te gaan vertel, look what the Lord has done. Daar's my koortjie tannie. Look what the Lord has done. He healed my body. He saved my soul. He baptized me and He made me whole. Ek kan vanmôre sê, en julle dink nou, hy het dit, sy is 'n pastoorskind. Sy het 'n awesome lewe gehad. En as ek vir mense my storie vertel, dan sê hulle, nooit! Is jy ernstig? En dan kan ek sê, God did it. Look what the Lord has done. Die Here het my nie omgedraai nie. Die Here het my body, mind en soul verander. Van hoogmoed, van weet nie wie is wie in Swanepoel. As ek uitklim met die kar uit, dat die aasvoëls inklim en sê, daar kom nie in, kom ons ry mense, kom ons ry. Van iemand wat eerder tyd op my knieë spandeer, om te kan sê, Here, ek kan mense vertel, wat U in my lewe gedoen het. En dit is nie altyd so glorious, om 'n pastoorskind te wees nie. Net so by the way. Ek ry in 'n Uber, en ek sê dit nie oor ek nie. In die Kaap het baie ge-Uber, hier mis ek dit. En dan die oomblik wat ek inklim, dan so sê, dan sê ek, hi, how are you? En hy sê, oh, I'm good, how are you doing? En dan gesels ons, en dan sê, can I tell you a story? En onmiddellik sê, ja! En dan vertel ek om die story, en dan sê ek vir hom, weet jy wat, die Here was so goed vir my gewees, en COVID sien almal net dood, mense het dood gegaan, ja, ek het baie mense verloor, ek het die liefde van my hart verloor, my pa. En ek kan vir hom sê, dat in COVID, die positief daarvan is, dat my oog opgegaan het, beter kon sien het, en wat God in my wil gedeponeer het. So, daar was jy altyd net sleg gewees nie, en dan op die ou einde van die dag, voordat ek nou amper by my destination is, dan kan ek sê, what would you like God to do for you? En dan begin die trane loop. Of ek stop en sê ek vir hom, can I pray for you? En die trane loop, of hy nou 'n kind van die Here is, 'n Christen is, 'n Muslim is, wat hy ook al is, ek vat die boldness om te sê, look what the Lord has done. Ek openbaar dat ek is nie meer wat die wêreld gesê het ek is nie, maar ek is wat die woord van God sê ek is. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus. Met God kan ek die storm loop. Ek kan oor 'n hoë muur spring. Ek is tot alles in staat. With God, all things are possible. En ek wil dit soos 'n amper in jou kop in mense laat inprint, om te sê, laat jou motto wees, al gaan dit hoe, staan op en sê, with God, all things are possible. I am free, en dit wat uit jou mond uitkom, is wat jy losmaak in die atmosfeer. So wees versigtig wat jy sê. So Karel, jy kan vir my reg kry, wil jy nie, God moet iets vir u doen? Sien, ek wil daai persoon wees, en ek praat nou van myself, want ek kan nie namens u staan, en namens u 'n verskil probeer maak nie, maar ek wil daai persoon wees, wat 'n ontmoeting met God, op 'n daaglikse manier het, wat die boodskap van Jesus kan uitdra, en as ek nie hoef te praat nie, dan moet mense dit in my sien. Ek kan nie lippe teen die klippe hierin gestorm word en dan sê, Here, ek prys U nie. Kry jou hart reg. Staan op. Kom en rol jou eie klip vanmôre. Rol jou klip weg. En as jy hulp nodig het, ons kerk is altyd oor. Vir mense wat vir hulp nodig het. Want as die klip weggerol is, om ontslae te raak van daai wat binne is, waar die doeke moet afgehaal word, die grafklere uitgetrek moet word, waar jy jou partytjie klere, jou royal suit aantrek, om te sê, ek is 'n kind van God. Met boldness dit kan sê. Ek het net en verdra my asseblief net 'n paar minute.
Ek het 'n saam wat ek graag wil hê dat Karel vir ons moet speel vanmôre. En dan gaan ek net die uitnodiging maak. Maar Karel, miskien kan jy my net hierdie een lig afsit. Ek weet beter kan sien die skerm, ja. En luister na die woorde. Kyk na die toneel wat uitgebeeld word. En sê, Here, hou my klip weg vanmôre. Dankie, Karel. The news came to Jesus, please come fast. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Mary and Martha watched their brother die. They waited for Jesus, he did not come. They wondered why. The death watch was over, buried 4 days. Somebody said he'll soon be here, the Lord's on his way. Martha ran to him, and then she cried, Lord, if you had been here, you could have healed him, he'd still be alive. But you're 4 days late, and all hope is gone. Still on time. Jesus said, Martha, show me the grave. But she said, Lord, you don't understand. He's been there 4 days. The gravestones rolled back. Then Jesus cried, Lazarus, come forth. And somebody said, he's alive, he's alive, he's alive, he's alive. You may be fighting a battle of fear. You've cried to the Lord, I need you now, but he has not. Friend, don't be discouraged, he's still the same. He'll soon be here, he'll roll back the sun and call out your name. When he's born is dead, and all is gone, is gone. Lord, we don't understand why you waited so long. But he waits God's way, not yours or mine. He's an immigrant, he's 4 days late, he's still on time. He's still on time. When he's 4 days late, he's still on time. Volgens jou mag het voel asof die Here 4 dae laat is. Ek wil sê vanmôre roep hy jou naam uit. En hy sê die kom uit.
se opdrag vanmôre. Het hy vir jou gesê om iets te doen wat jy nog nie gedoen het nie? Moet jy bevry word van iets wat jou vashou vanmôre, wat jou gebind? Jy sal weet wat dit is. Wees eerlik vanoggend met jouself, want God weet reeds wat in jou hart aangaan. So jy kan maar net sowel opstaan en saam met hom stem. En ek kan sien hoe werk die Here vanmôre hier met mense in die ouer dae. Hoe Philip sal my kan uitdra is, as die predikant gesien het, die Here is besig met jou te werk en jy kom nie uit, dan stap hy na jou toe en hy gaan haal jou. Ek gaan dit nie doen nie. Nog nie. Daar is mense wat die woorde vat, wat Jesus vir die 3 disippels gesê het van, wees stil, moet vir niemand vertel nie. Maar staan vanoggend op, uit jou undercover agent mentaliteit, staan op vir Jesus, kom en rol die klip weg, al moet jy iemand toe kom en hierdie klip kom vat, en hom kom rol, sodat dit 'n manifestasie kan wees van ek rol my klippe weg, dan wil ek jy nooi om dit te doen. Wanneer laas het jy jou ontmoeting met Jesus gehad? Wanneer laas het jy gesê, Here, connect dit met my? It's 4 days late, but he was still on time. Kan ek musiek net kry asseblief? Ek wil jy nooi vanmôre. En ek gaan dit nie lank uitrek nie. Ek wil vra dat as jy vanoggend 'n klip het om weg te rol, is tussen jou en die Here, maar kom uit. Kom dadelik uit. Vat die baldus en staan op en kom uit na vore, sodat hier is mense wat jy kan help, om te help om die vry te kom. As jy lanklaas 'n ontmoeting met die Here gehad het, wil ek vra, kom uit vanmôre. En ek kan sien hier sit mense, en ek wil sê, kom vinnig. Ek wil die vorentoe nooi, en ek wil sê, vat dat bold step, en sê, Here, elke tree wat ek gee, vertrou ek op U, maar ons rol vanmôre die klip weg, Here. Here, daai seer wat in my hart is, daar waar ek te nagekom het, dit wat ek nurture, genoeg is genoeg. Die vyand gaan my nie meer herinner daaraan nie. Ons ruk vanmôre daai grafklere af. As jy vanmôre hier sit en dink dit is nodig dat ek moet rigting kry in my lewe en dat ek moet doen wat die Here vir my gesê het om te doen, staan op en kom uit. Dit mag moontlik die laaste kans wees. Dit mag vanmôre die laaste oomblik wees wat jy na die Here toe kan kom. Die geleentheid is daar. Rol jou klip, kom ons rol jou klip weg. Kom ons begin deel met dit wat jou verhoed om by jou miracle uit te kom. Kom ons deel daarmee wat jou verhoed om 'n closer relationship met die Here te kan hê. Dis almal vanmôre reg is dit great. Vader, dis U die naprediker. Here, daar is klippe wat weggerol moet word. En U weet dit. En hier sit mense wat weet dat hulle klippe moet, dit is tyd om te deel met dit wat tussen U en hulle staan. So ek wil vanmôre kom, Vader, en ek wil sê, Here, nie ons wil, maar U wil. Jesus, werk U met elke een in die naam van Jesus. Vader, sien ons op nou waar ons uit mekaar uitgaan, en ek wil bid, Vader, dat ons 'n fenominale dag verder sal hê. Vader, ek wil bid, die seën op elke een wat hier sit vanmôre, en ek wil sê that God bless you, and God keep you, and God make His face shine upon you, and He's to be gracious to you. Ek wil bid, Vader, dat U elkeen van ons sal toedek onder die kosbare bloed van Jesus Christus. In die naam van Jesus,
Here, laat ons kan sê that the joy of the Lord is our strength. Dat ons kan uitstaan en opstaan vir U en vir U naam. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen. Ek glo dat die woord het met elke een vanoggend gepraat. Dit gaan van jou afhang wat jy daarmee doen. Ons het gehoor, reageer. Ek moes gereageer het op die woord vanmôre. En ek glo dat in hierdie week sal die Heilige Gees die naprediker wees van hierdie woord. En ons gee die Here die lof en die eer en die dank vir dit wat hy besig is om mense se lewens te doen in hierdie oomblik. Heilige Gees, dankie dat U woord hierdie hoogste gesag. Ons dankie vanmôre dat U woord is soos 'n hamer wat die hardste rots vermorsel. Ons dankie vanmôre dat U woord gaan deurbreek in mense se lewens, in mense se harte en dat daar reaksies sal wees, Here, om dit te gaan doen wat U wil hê ons moet doen. Ons is lankal by daardie punt verby dat ons bekommerd is oor wat die mense gaan sê. Ons is lankal by daardie punt verby dat ons mense wil tevrede stel. Ons wil God tevrede stel en ons wil net besorg wees oor wat gaan God van ons sê as ons aanhou om ongehoorsaam te wees. Ek bid vanmôre, Here, vir elke man en vrou in die plek dat U krag, U seën, U guns, U salwing oor elke een sal wees. Lord, in our situation, you may be 4 days late, but you are still on time. God may be mighty slow, but He's always on time. Ek dank U, in hierdie week verklaar ek deurbraak in mense se lewens. Ek dank U, Here, verlede week het U 'n lieflike werk in Annelie gedoen. Sy het teruggekom en kom getuig. Volgende Sondag gaan daar meer mense wees wat gaan sê, look what the Lord has done. Ek vat autoriteit en ek sê, lank genoeg het ons gesit en toegelaat dat die vyand ons besteel. Ek het verlede week daarvan gepraat. Dit stop, ons breek sy greep, ons breek sy houvas, ons breek sy leuns oor ons in Jesus naam en ons breek los. Here, U woord sê ons sal links uitbreek, ons sal regs uitbreek, Here, en ons sal ons grondgebied, sal U vir ons groter maak. Ek vertrou dit vir elke man en vrou en kind in hierdie plek in Jesus naam. Vergroot ons grondgebied in hierdie tyd, maar dat ons werklik waar sal agslaan op die woord van die Here. Seën elke een en word verheerlik in die naam van Jesus. En ons dank U, Vader, U is 'n goeie God vir ons. Aan U kom toe al die lof en al die eer. Tot in ewigheid. Amen.